ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vitaday Bybelstudies. Ons is in die boek Johannes Evangelie en hoofstuk 14. En as ek dit nou reg het ons met die laaste opname gelees tot by vers 16. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan vers 16 begin, omdat as ons by 17 wil aangaan, dan is dit in die middel van die sin. So kom ons kyk net waar die sin begin. In my Afrikaanse ou vertaling begin dit te vers 16, en dan lees ons van daar af aan en praat sommer met mekaar oor wat verstaan ons, wat sien ons, wat waardeer ons, wat hoor ons, wat staan vir ons uit. So vers 16, Johannes 14 vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Nou, Jesus het pas in hierdie gesprek, die gesprek het begin, hoofstuk 13 vers 1, en die gesprek gaan aan, tot by hoofstuk 17 se einde. 5 hoofstukke, 1 gesprek, 1 aand, 1 spreker, Jesus, en dieselfde gehoor die disippels. By die geleentheid wat oor die eeue bekend gestaan het as die laaste avondmaal, the last supper. So dis die geleentheid, dit is ure voor Jesus se arrestasie. Nou, in hierdie gesprek, net 'n paar verse in ons Bybels, bietjie vroeër, sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Onthou jy dit? Vers 6. Ek en net ek alleen, ego eimi. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus sê nie net bloot, hy het die waarheid nie. Hy sê, hy is die waarheid. Dit is so opvallend in die Nuwe Testament en totaal en al onvermydelik, is die feit dat Jesus nie bloot die wegwyser na die waarheid is nie, maar A, die weg is, en B, die waarheid is. En dat hy nie net die lewe gee nie, maar dat hy die lewe is. En dis baie belangrik. Wat beteken dat die lewe van God is nie 'n produk nie, dis 'n persoon. Die verlossing van God is ook nie 'n produk nie, maar 'n persoon. Die weg van God is nie 'n iets nie, dis 'n iemand. Die waarheid van God is nie bloot inligting nie, dis 'n persoon. So hierdie dinge is baie belangrik om raak te sien. Dit was vir die disippels en die gelowiges in die eerste eeu na Christus, was dit net die mees logiese, natuurlike kernwaarheid van hulle geloof, dat alles gaan oor die persoon van Jesus. Dit het heeltemal uitgerafel soos die eeue verbygaan in baie mense se harte en verstaan, en veral binne in vergewe nou dit, ek gaan nou klink of ek dit as 'n vloekwoord gebruik, maar dit is nie, is nou maar net 'n manier om dit te sê, binne in die institusionele kerk. So die institusionele kerk het geweldig baie gedoen om die begrip van wat saligheid is, heeltemal te verwater en in baie gevalle net totaal en al te verander as waarvan Jesus praat. Dis belangrik om te sê. Nou, dis nie gemik op een spesifieke kerkinstitusie nie, daar is 45.000 denominasies, Christelike, protestantse denominasies op aarde, 45.000, en soos een nou eendag gesê het, is dit nie wonderlik dat jy toevallig aan die regte een behoort nie, wat mis nou, nee, hy het 'n bietjie byt in daai grappie, en dit is net so, dat die institusionele kerk het ontsettend bygedra tot die verdraaiing van die evangelie en die waarheid van Jesus Christus oor die eeue heen. Nou, as jy net
as jy net 'n elementêre student van kerkgeskiedenis is, dan verstaan jy dit klokhelder en weet jy die waarheid van daai stelling. Dit is so. En die geskiedenis staan daar vir enige iemand om te evalueer. Maar wat so kosbaar is dat ek net daai gedagte klaarmaak oor die institusionele kerk. Wat so kosbaar is dat oor die eeue heen, selfs met die mag en die vleur en die invloed van institusionele kerke, het Jesus nog steeds sy ware gemeente, sy liggaam bewaar deur dit alles. En as jy nou dink aan die middeleeue, die donker middeleeue, dink aan die tyd net voor die reformatie. Nee, met die katholieke kerk en die bose pause en die aflaatbriewe en die verskriklike goed wat gebeur het en die totale verdraaiing van die evangelie. Nee, die totale verdraaiing daarvan. Maar nog steeds, selfs in daardie donker tydperk, was daar nog steeds mense wie se harte na God gedors het en wat gebewe het vir sy woord. Volgens die openbaring van God en reg deur die eeue. Nee, ons kan die kerksituasie in Suid-Afrika op hierdie oomblik vat en huidige denominasies noem, ons kan hulle opnoem, hulle is daar, hulle is in die nuus, hulle is oral op almal se lippe, en jy sien die totale verdwaal. En dis nie 'n nuwe ding nie, dit kom al in Suid-Afrika al baie lank al aan, in sommige gevalle 200 jaar of meer, nee, wat daar 'n ongelooflike verdraaiing en misleiding en bose agendas in die boesem van die institusionele kerk werk, en dit wat baie lank geheim bedryf is, of ongesiens bedryf is nou duidelik vir almal om te sien. Maar selfs in die institusionele kerke in Suid-Afrika, wat die pad totaal en al byster geraak het, selfs daar het God nog steeds sy ware mense bewaar. Die mense wat regtig honger en dors na hom, het hom gevind. Hy openbaar hom aan die wat 'n honger en 'n dors na hom het. En daar is, buite nou die voorbeeld wat ek nou noem, is daar hordes en hordes voorbeelde daarvan, van mense wat in moerasse beland, wat leerstellinge en goed betref, maar in die opregtheid van hulle harte na Jesus soek, en dan ondanks daai dinge hom vind, en terugkom op die weg van die waarheid. En die weg van die waarheid is Jesus self. Gestroop van die verdraaiinge van mense en die misleiding van demone. En dit is wat vir my, dis bonatuurlik en dit is onbeskryflik kosbaar om dit te sien en te verstaan. Mense, maak nie saak hoe gebroke, hoe ontneem, of hoe beperk, wat waarlik na God dors, sal Jesus vind. Dis vir my die kosbaarste. So, wat was ons nou? Ja, ons het gesê, die gees van die waarheid. Jesus het gepraat van hy is die waarheid, en nou praat hy in vers 16 van hoofstuk 14 van die Heilige Gees. Hy noem hom 'n trooster. Daar's verskillende maniere om die Griekse woord vir die Heilige Gees wat gebruik word hier in hierdie gedeelte te vertaal. Party sê helper, party sê trooster, en daar's 'n paar ander. In die Engelse Bybel is daar nog 'n paar nuances. Jy mag dalk wonder nou, wat die een is dit nou? Die waarheid is, dis almal van hulle. Dis almal van hulle. Ek dink 'n vertaling, jy weet, lig miskien nou, lê nou bietjie meer klem op hierdie een en die volgende een op daai ene, maar dit is almal van hulle. Hy is almal van hulle. So as ek nou die ou vertaling se woord vertrooster hier gebruik, dan kom ek tot die verstaan wat sê, hoe vertroos die Heilige Gees 'n mens? En die antwoord is, hy lei jou na die waarheid. Want die ware vertroosting van God is in die waarheid. En die waarheid is Jesus. Dis waar die vertroosting lê. Hoe help
die Heilige Gees jou. Hy lei jou na die waarheid. Want dis in die waarheid waar die hulp van God is, waar die lewe van God is, waar die bemoediging van God is, waar die teregwysing van God is, die heiligheid van God, die reinheid, die goedertierenheid van God is in die waarheid. As jy iets kry wat aan God toegeskryf word, maar dit weerspreek die waarheid van God, dan weet jy dis 'n leuen. Want God weerspreek homself nie. So, byvoorbeeld, as jy mense praat, die genade, kom ons sê nie, dis mos nou die buzzword vir baie mense, is genade is alles. So nou gaan jy, genade is alles, vertel my bietjie meer, vertel hulle praat, dan meet jy dit. Dan meet jy dit aan die karakter en waarheid van Jesus. Is dit wat Jesus sê, en is dit wie hy is? Indien nie, dan is die idee of begrip of verkondiging, of definisie van genade, soos wat jy dit hoor, absoluut nie van God nie. Dan is dit nie waar nie. En Paulus maak 'n punt daarvan, om in Titus te sê, die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn, en leer ons om ingetoe, regverdig en rein te lewe. Die reddende genade van God is nie 'n iets nie, dis 'n iemand. Jesus is die reddende genade van God. En Jesus maak nie sonde toe nie. Jesus kamoufleer nie sonde nie. Jesus maak nie of dit bestaan nie. Hy leer ons om ingetoe, regverdig en rein te lewe. Titus 2 vers 10 en 11 as ek nou reg onthou. Jy kan net bietjie daar gaan seker maak. So 'n lieflike beskrywing van wat genade regtig is. En die gees van God is die gees van die waarheid, ook genoem die gees van heiligheid. Jy sien, jy kan nie daai twee van mekaar skei nie. Nou, daar is mense wat preek en sê, omdat jy jou hand opgesteek het, ernstig, en gesê het, jy neem Jesus aan, daarom is jy nou heilig en rein. Daar is nie meer sonde nie. Nee, wat net, wat op die meeste, is dit 'n halwe waarheid. Op die meeste. 'n halwe waarheid. Maar omdat dit nie ordentlik verduidelik word nie, en dit word 'n spin of 'n twist gegee van sy eie, word dit nou 'n totale misleiding en 'n anti-Christ leerstelling. Omdat dit nie ooreenstem met die woord, karakter en waarheid van Jesus nie. En hy is die definisie van die woord, die waarheid en die karakter van God. So dis baie belangrik dat ons dit raak sien. Nou met dit in ag genome, kom ons lees verder en kyk waar kom ons uit. So vers 17, die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Ja, kom ons sê iets oor dit, want dis belangrik. Weet jy wat is dit? Dis eksklusiwiteit. Absolute eksklusiwiteit. Nou, daar's mos nou, kyk, in die wêreld waarin ons lewe, is die mens koning. Die mens is God. Die idees en opinies van die mens, die filosofie van die mens, die voorkeure en begeertes van die mens, is waaroor alles gaan. Die mag van die mens. Nou, jy kan mos nou verwag, dat in hierdie omgewing, gaan jy die een stuk sotheid na die ander hoor. Maar nie net die sotheid van die mens word openbaar nie, maar dit is ook die rug waarop die demoniese magte van die hel ry, om mense se gedagtes en harte te vergiftig met die leuen. Dit is net so. Die Satan ry op die sotheid van die mens. Die mens wat dink dat hy God is en dat hy die weg van die waarheid is. En hier maak Jesus, nou ja, hoekom het ek dit gesê? Want die algemene godsdiens in die wêreld, en wat jy kan hoor van mense met boortjies en hoedens en klede aan, liturgiese kleredragte en groot kruise met swaar goue kettinge en stokke en allerhande mense met titels en range en so wat in die institusionele kerk hulle self mag bevind.
maak dit dan nou met groot vrymoedigheid bekend, dat die evangelie van Jesus Christus is inklusief. Nee, dit is wat almal preek, dit jong, en God is lief vir almal, en almal is okay, en almal is aanvaarbaar, en of jy nou, jy weet, maak nie saak wat se lewe jy lewe nie, of jy as 'n man getroud is met 'n vrou, of getroud is met 'n man, maak nie saak nie, man, almal is liefgehê, dit is, nou, wat daardie leerstellings eintlik sê, en ons sê dit nou al baie lank op hierdie kanaal, en jy moet dit nou in soveel woorde hoor, en ons moet dit oor en oor hoor, want dit is absoluut die waarheid, sukkel net altyd om dit te hoor, dis nou maar die groot ding, en dit is, wat daardie tipe leerstellinge eintlik sê, is dat Jesus is nie wie hy gesê het, hy is nie. En dit is totaal en al aanvaarbaar in die sekulêre kerk. Dis nie net aanvaarbaar nie, dis hoogs aanbeveelbaar. So dit is niks om die biskop van die Anglikaanse kerk van 'n prominente area in Engeland, sê nou maar, te hoor dat hy sê, ek glo nie dat Jesus is wie hy sê hy is nie. Dit is glad nie snaaks om in die Afrikaanse kerke mense te hoor, professors in teologie, in gereformeerde seminariums, dat hulle nie glo dat Jesus is wie hy sê hy is nie. Dit is glad nie snaaks nie. Inteendeel, sou jy nie dit sê nie, dan mag die Engelse sê, it is frowned upon to say that Jesus is who he says he is. It's frowned upon. En jy hoor dit oralste, dis glad nie snaaks om 'n dominee te kry, wat sê, ek glo nie dat Jesus het opgestaan uit die dode nie. Nee, dis glad nie snaaks nie. Tikkie se teologiese fakulteit het beroemdheid verwerf daarvoor, dat hulle studente skors wat glo dat Jesus opgestaan het uit die dode. Dit was in die nuus oralste, is glad nie, jy weet, geheime inligting nie. Dis glad nie snaaks. 'n Lieflike dominee, almal lief vir hom, hy is so lieflik, hy is so mens, maar hy glo nie dat Jesus het opstaan uit die dode nie. Wat is die issue daar? Die issue daar is, wat jy eintlik sê, as jy sê, Jesus het nie opgestaan uit die dode nie, en sê, hy is nie wie hy sê hy is nie. Hoe is dan so? Hoe bring jy die twee by mekaar uit? Want die skrif is baie, baie duidelik, dat die opstanding van Jesus uit die dode is die finale bevestiging, dat hy is wie hy gesê het, hy is. As jy sê, hy het nie opgestaan nie, sê Paulus, is jou geloof tot niet en verniet. In vain, gebruik die Engelse vertalers. Dan is Jesus nie wie hy gesê het hy is nie. As Jesus nie is wie hy sê hy is nie, dan is dit waaroor ons hier praat, absolute piffel en niks werd nie. En dis presies waar die mense wil uitkom. So dis nie snaaks om in kerke dit te hoor nie, vandag. As jy dit nou 30 jaar terug, was dit dalk nog snaaks, maar vandag is dit glad nie snaaks nie. Dis nie snaaks om met 'n predikant te praat en vir hom te sê, en hy vir jou sê, hy glo nie hierdie is die woord van God nie, dis net 'n kultuurhistoriese handleiding, wat goed is vir verwysing, maar is nie aanduidend nie, dis nie snaaks nie. Die ouens is al so gebreinspoel deur die Satan self, dat dit is nou die totale aanvaarbare ding om te sê. En dis hierdie mense wat die predikers is van 'n evangelie wat sê alles is inklusief. Alles is inklusief. En die groot argument wat hulle gebruik is die feit dat God liefde is. En wanneer hulle sê God is liefde, dan bedoel hulle liefde volgens hulle definisie van wat liefde is. Dis wat hulle bedoel. So wat hulle eintlik sê is, God is geskape na ons beeld. Dis wat hulle sê. En dis wat hulle verkondig. En as jy dit aanhang, dan is jy in. Maar hulle boodskap van inklusiwiteit is ook uiters beperk net tot die mense wat met hulle saamstem. Want die oomblik wat jy nie met hulle saamstem nie, dan het jy met hulle eksklusiwiteit te doen. En dan is daar geen inklusiwiteit meer nie. As jy die goed die reaksie nie, dan, dan is jy blind. Want dis heeltyd daar. Dis vir almal om te sien. Dit opereer die hele liewe dag.
En dis niks vir hulle om te sê, as jy nie met my saamstem nie, dan is jy nie lief vir my nie. Maar dieselfde reël is nie op hulle van toepassing nie. Hulle mag met jou nie saamstem nie, maar dit beteken nie, hulle is nie lief vir jou. Nou, jy moet dit raak sien, en jy moet sien wat se absurditeite het jy hiermee te doen. Wanneer jy die evangelie hoor uit die mond van Jesus, dan hoor jy dat dit uiters eksklusief is. Dis nie inklusief nie, maar eksklusief. Die gees van die waarheid word nie aan die wêreld gegee nie. Hier is dit baie duidelik, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Die gees van die waarheid is beskikbaar slegs aan die mense wat hulle aan Jesus toe vertrou, wat hulle lewens voor Jesus neerlê as die Here van die heelal, die een wat is wie hy gesê het hy is. Die mense wat hulle lewens aan Jesus wegteken om sy eiendom te word, alleenlik hulle kan die gees van die waarheid ontvang. God traak nie oor hoeveel kleure het jou kleed, hoe lank is jou staf of hoe hoog is jou hoed nie. God traak nie daaroor nie. Hy traak nie oor hoe imposant is die ketting om jou nek en hoe swaar is die kruis wat onderaan die ketting hang nie. Hy traak nie daaroor nie. Hy gee nie om oor hoeveel grade het jy by watter instansie wanneer verwerf nie. Hy traak nie daaroor nie. Waaroor hy traak, as jy daardie woorde wil gebruik is. Meneer, mevrou, wat maak jy met Jesus? Nou, jy kan Jesus minag. Jy sal nie die eerste een wees nie. En jy is definitief nie die eerste een nie. Jy is nie uniek daarin nie. Jy kan hom minag. En laat ek net myself onderbreek deur te sê, luister, moenie dink, omdat mense godsdienstig is, minag hulle nie Jesus nie. Ek kan jou in my eie kultuur wys, waar my voorvaders vreeslik godsdienstig was, maar Jesus geminag het. Kan jy bewys? Sif. Is nie moeilik nie, is nie rocket science nie. Maar jy kan nie Jesus, jy kan as jy wil, jy kan hom minag. Jy kan. Jy kan sy naam as 'n vloekwoord gebruik. Jy kan. Jy sal ook nie uniek of die eerste een wees nie. Jy kan hom minag, jy kan hom bespotlik maak, jy kan hom wanvoorstel, jy kan sy woorde verdraai, jy kan sy woorde kaap, en jou eie inhoud daaraan gee, en sê, hy het dit gesê, jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Dis reg. En jy kan 'n beheer wees van jou hele lewe, en alles beheer en reguleer, en mense manipuleer, en oordonder, en voel, jy is 'n plaaslike sterk man, jy kan dit wees. Maar op 'n stadium gaan jy jou asempie uitblaas. En dit maak nou nie saak hoeveel push-ups kan jy nou doen nie. Dit maak nie saak hoeveel vitamienaanvullings jy gebruik nie. En hoe duur die room is wat jy onder jou oë en op jou vel smeer nie. Jy gaan jou asempie uitblaas. En daaroor het jy en jou dokters en jou filosofie en jou opinies en jou kennis geen beheer nie. En dan gaan jy voor God staan. Of jy nou in hom glo of nie. En dan moet jy antwoord. Wat het jy met Jesus gemaak? En as jy die eksklusiwiteit van God op 'n wrede, harde manier mee wil kennis maak,
Hou met jou lewe net so aan. Gaan net so aan. Blaas jou asem uit, in daardie toestand, en staan voor hom. Om rekenskap te gee vir jou lewe. En dan sal jy verstaan, met wie het jy te doen. As hy vir jou sou vra, nou ek weet nie of God dit vir mense vra, wat voor hom staan om verantwoording te doen vir hulle lewens nie, maar ek gebruik dit as 'n manier om te verduidelik. As hy vir jou sou vra, wat het jy met Jesus gemaak? En skielik ons is nou so 'n bietjie afgewyk van die inhoud van hierdie versies, maar ek dink dis belangrik kom ons sê dit. Jesus vertel 'n gelykenis van 'n koning wat 'n bruilof hou en almal kry bruilofsklere soos hulle instap daar, sy seun trou en hy hou dit ter ere van sy seun en hy nooi gaste ter ere van die seun. Nie omdat die gaste so fantasties is nie, maar om die seun te vereer. In elk geval. So Jesus vertel, toe stap die koning aan tussen die gaste, toe kry hy een van hulle sonder 'n bruilofskleed aan. Toe vra hy vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed? Dis nou die gelykenis wat Jesus vertel. So die mense wat nou die storie hoor, die gelykenis verstaan presies waarvan Jesus praat, want dit was hulle gebruike van die dag. En dan staan daar hierdie versie. En die man kon hom niks antwoord nie. Nou, as jy die wrede eksklusiwiteit, wrede harde werklike, daarmee saam rein en heilige, eksklusiwiteit van God wil belewe, gaan met jou lewe net so aan, blaas jou asem uit en staan voor hom, en doen verantwoording vir jou lewe. En die oomblik wat hy vir jou vra, vriend, wat het jy met Jesus? Wat het jy met Jesus gemaak? Gaan jy verstaan wat Jesus bedoel het toe hy sê, en daardie man kon hom niks antwoord nie. Jy staan nie daar met jou slim praatjies en jou slim storieetjies en met al jou parkate en fiteriasies en handboeke en grade en opgepofte ego waarmee jy die aarde verlaat het nie. Jy staan daar in die verskriklike ontdekking van jou eie sotheid en sonde en die finaliteit van jou absolute verlorenheid. Die grootste nagmerrie. Ek kyk 'n YouTube video nou hierdie week wat gegaan het oor, dit was verslaggewing oor die oorlog in die Oekraïne. En toe sit nou as ek reg onthou, was dit 'n greep van 'n Oekraïense drone wat 'n handgranaat gooi in 'n loopgraaf waar daar 'n Russiese soldaat is en die handgranaat ontplof bo op hom. En die kommentator sê, and he was sent to his final nightmare. Toe wonder ek nou, toe ek nou daar wegstap, toe wonder ek nou of die kommentator verstaan het wat hy sê, en of dit intentioneel was, en of dit 'n per ongelukkie is wat uitgeglip het daar. Hierdie man is sent to his final nightmare. As jy dink die oorlog is 'n nagmerrie, staan voor God en hy geen antwoord vir die vraag, wat het jy met Jesus gemaak? Die wêreld kan die gees van die waarheid nie ontvang nie, want die wêreld behoort nie aan Christus nie. En omdat die wêreld nie aan Christus behoort nie, het die wêreld geen erfdeel by God nie. Dit is die eksklusiwiteit en die totale voorwaardelikheid van die evangelie. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Kan jy nou dink hoe arrogant moet 'n mens wees om op 'n kanseltjie te gaan staan met 'n gebou vol mense en dan vir hulle te sê, dit is nonsens. Almal het die lewe. So
so lynreg teen God in te gaan. Jy kan dit doen as jy wil. Dis op jou kop. Dis op jou kop. As jy dit wil doen, doen dit. Maar dis die epitoom van arrogansie, dat 'n mens dink hy kan 'n streep net so sonder meer deur God trek, asof hy wat die mens is, God se gelyke is, en die nie sy meerdere nie. Dis geweldig, nee? Nou ja, volgende opname, gaan ons van daar af verder. Elke knie sal buig.